My naam is Claudie de Saa. Ek is in graad 10 en ek doen vir u voorbereide redenaar. Ek is in die hoërskool Wonderboom. Jou naskrif. Nie eendag nie, maar vandag. Geagte voorsitter, leef elke dag asof jy besig is om jou naskrif te skryf, want jy weet nooit wanneer jou tydelike met die ewige verwissel word nie. Dames en here, daar is geen plek wat meer van jou gaan vertel as by jou begrafnis nie. Jou naskrif word nie eendag geskryf oor jou prestasies nie, maar oor jou as mens. Mense leef nie meer vir die naskrif wat op 'n dag gelees gaan word nie, maar vir die hede se ydelheid. Die ou uil het kom waarsku dat mense hulle naskrifte swart verf met die volgende: respek en vriendelikheid word gesien as swakheid. Mammon en prestasies word aanbid. Eie wysigheid en trots staan bo menslikheid. Magsbeheer en manipulasie is hoe jy als vermag. Wanneer die streep tussen geboorte en die graf met ewigheid verwissel, is dit te laat om dit in ere te herstel. Dis my plig om die waarheid aan die lig te bring voor dit te laat is. Eerstens, beskou mense in vandag se tye respek en vriendelikheid as swakheid. Dis asof hulle te belangrik is om 'n mondhoek te lig en loop reeds met begrafnisgesigte rond. Jan Vian Courtson, skrywer en bydraer tot die J.F. Oester webtuiste, skryf die artikel: Waarom respek die hoeksteen moet wees op 24 Januarie 2025 vir die webtuiste. Hy verduidelik dat respek beteken om ander se waardes, gevoelens en menings te erken, en dat vriendelikheid 'n bewuste keuse is wat verhoudings versterk. Courtson sê dat 'n samelewing sonder respek onpersoonlik en hard raak, terwyl respek en vriendelikheid help om vertroue, samewerking en menswaardigheid te bou. Die manier waarop ons ander behandel, wys wie ons regtig is. Ek stem saam, want my pa sê altyd dat niemand moet dink hulle is te belangrik in die lewe nie. Op 'n begrafnis is die belangrikste persoon altyd die een in die kus. Sorg dat jou lewe se naskrif getuig van respek en vriendelikheid. Tweedens, kry ons geldwolwe wat mammon jag en prestasies opraap vir 'n klap op die skouer. My tannie is ook so. Sy boer in Nabot se wingerde, is die bruid op elke troue en die lijk op elke begrafnis. Elke een se dood is vir haar 'n stukkie brood. Kyk wat sê die kenners hieroor. Die inhoudsbestuurder by Litnet Akademies, Minaan van Heerden, voer die onderhoud met die navorsingsprofessor in politieke wetenskap aan die Noordwes Universiteit, professor Andrei Dievenage, en publiseer die artikel Suid-Afrika in 2024. Hoe groot is die krisis? Professor Andrei Dievenage verduidelik hoe 'n samelewing se fokus op magsbehoud en prestasies en selfbelang tot morele en sosiale verval lei. Hy sê, wanneer eie voordeel en sukses belangriker raak as verantwoordelikheid teenoor ander, gemeenskapswaardes verswak en mense se dade geen blywende positiewe nalatenskap laat nie. Volgens Dievenage lê ware waarde nie in status, geld of prestasies nie, maar eerder die bydra wat 'n mens tot ander en die samelewing lewer. Dis iets wat langer voortleef as geld en status. Ek stem saam, want niemand se doodskus
het 'n haak aan wat 'n venter sleepwa kan saamsleep nie. 'n Volhoubare naskrif is waar jy skatte in die hemel bymekaar maak en nie op aarde nie. Derdens, lyk die samelewing vir my al te eiewys en trots. Alwetend, Dominees Jannie Pelser skryf die artikel Toekomsvenster, die krag van nederigheid op 11 September 2025 vir Marula Media se webtuiste. Hy sê dat nederigheid begin wanneer 'n mens erken dat jy nie alles weet of kan regkry nie. Dominees Jannie wys daarop dat om te vra, te soek en aan te klop tekens is van afhanklikheid en selfinsig toon, terwyl hoogmoedige mense glo hulle het reeds al die antwoorde, of so dink hulle. Hierdie houding vra dat 'n mens van jou eie troontjie moet afklim en erken dat jy ander nodig het. Ware waarde lê nie daarin om alles self te kan doen of te besit nie, maar om oop te wees vir hulp en ander te dien en met respek en vriendelikheid te leef. So bou jy 'n nalatenskap wat meer werd is as trotse hoogmoed. Ek stem saam, want my ouma het my vertel van die 80-jarige tannie wat by die begrafnisondernemer was om die laaste reëlings vir haar Noorse oorlede man te tref. Haar versoek was eenvoudig. Hy moet kop eerste onderste bo begrawe word. Toe die ondernemer vra hoekom, antwoord sy, want ek weet die Skobbiejak sal nooit vir aanwysings vra nie. En hy lees ook nie handleidings nie. Lees jou naskrif ook kop onderste bo. Laastens is magsbeheer 'n ding wat meer gereeld kop uitsteek, maar dis tyd om sy kop af te kap. Die kliniese sielkundige in die Noordwes, Dr. Melanie de Pre, skryf die artikel Die aard en kenmerke van 'n narcissistiese verhouding op 12 Februarie 2024 vir Afrikaans Zenzielife se webtuiste. Sy sê dat narcissistiese mense wat streef na beheer, het 'n gebrek aan empatie en buit ander uit. Hulle magsbeheer en selfbelang lei nie tot goeie resultate of betekenisvolle verhoudings nie, maar eerder emosionele vervreemding en verskading. Ek stem saam, want my oom het ook vir so 'n bestuurder gewerk en moes gedurig die man se denkpatroon uitleef. Met die bestuurder se skielike dood, het my oom tog besluit om die begrafnis by te woon. Hy het by die oorlede bestuurder se houtkus afgebuk en gevra, wie is nou die een wat buite die boks dink, ha? Dis nie 'n goeie vraag op jou naskrif nie. Dames en here, ek sluit af met die volgende. Sekerlik sal julle nou saamstem dat ek en jy in hierdie oomblik ons naskrif skryf. Respek en vriendelikheid is nie swakheid nie. Dis die naskrif wat van jou menslikheid gaan getuig. Mammon kan vir jou die venter sleepwa koop, maar dis beter om jou skatte in die hemel bymekaar te maak. Wees versigtig dat jou naskrif nie lees. Lewe kop onderste bo nie. Wees nederig, lees die handleiding en vra vir aanwysings. Magsbeheer en manipulasie gaan jou in die houtkus gooi. Onkruid vergaan verseker ook en dan dink die res buite die boks, terwyl jou naam deur wurms gevreet word. Leef elke oomblik sodat jou naskrif kan voortleef met ware skatte van respek, vriendelikheid, nederigheid en menslikheid teenoor jou medemens. As jy skielik kop onderste bo begrawe word, waar jou venter sleepwa agterbly en die wurms jou naam opvreet, is dit te laat
om jou naskrif te herstel.